Dis vanaand die Departement van Verdediging lig die gesamentlike staande komitee oor verdediging in oor sy gereedheid om soldate na probleemgebiede te ontplooi. Kommer oor taksiegeweld nadat 9 minibus-taksies by die Nyanga staanplek uitgebrand het. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse Bulletin. Die ontplooiing van soldate na bende getuisterde en onwettige mynbougebiede sal die regering na raming meer as 8 miljoen rand kos. Die sekretaris van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag, Dr. Tobekile Gamede, het die gesamentlike staande komitee oor verdediging ingelig oor hul gereedheid om soldate te ontplooi om die Suid-Afrikaanse polisiediens by te staan. President Cyril Ramaphosa het die aankondiging tydens sy staatsrede gemaak. Die ontplooiing van soldate moes glo in Maart begin het, maar die weermag sê hulle is nog in die voorbereidingsfase. Begroting is ook die datum van ontplooiing moet nog gefinaliseer word. Die weermag beplan om soldate in 5 provinsies te ontplooi, terwyl die polisie dit net vir 4 provinsies beplan het. SAPS is doing something different. You are doing something different. It will help us if you can combine it. We really have no idea what you've actually planned. There's no clear timeframes. There's no deliverables. There's no clear plan. It's just like there's no contingency plan. You spoke about the balloon effect. What is your contingency plan? This deployment will succeed only if the SANDF and SAPS operate as interdependent partners. So there must be effective utilization of an integrated joint planning. Die adjunkminister van Verdediging, Bantu Holomisa, sê hy gaan die vergadering met die waarnemende minister van Polisie, Feroz Kachaliya belê oor die pad vorentoe. Die Nasionale Tesourie en die Suid-Afrikaanse Inkomstediens bestudeer die uitspraak van die Wes-Kaapse Hooggeregshof wat 'n groot deel van die wet op belasting op toegevoegde waarde ongrondwetlik verklaar het. Die hof het artikel 7 subartikel 4 van die BTW-wet ongrondwetlik verklaar. Hy het ook bevind dat die mag om belastingveranderinge vas te stel nie uitsluitlik deur die nasionale uitvoerende gesag bepaal kan word nie. Die DA en EFF het die hof genader na die begrotingsproses verlede jaar. Minister Enoch Godongwana het toe voorgestel om BTW van 15 tot 17% te verhoog. Die voorstel is later geskraap. 'n Belastingkenner sê die uitspraak oor die wet op BTW bied gemoedsrus vir sakeondernemings en individue. I think we in an era now where it's not that easy. We have the government of national unity. So in other words, it's not a done deal. So I think the big problem with the current legislation, which the court obviously made a judgment on, and gave quite a lot of significant powers to the minister. Volgens Smit sal die uitspraak die manier waarop die minister van Finansies en die Nasionale Tesourie veranderinge aan belastingbeleid kan aankondig, aansienlik verander. Hy sê die uitvoerende gesag se vermoë om BTW-koersverhogings tydens die begrotingsrede aan te kondig en te implementeer sal beperk wees, omdat sulke veranderinge eers deur die wetgewende proses gedebatteer en goedgekeur moet word. Die parlement is 24 maande gegee om die wetgewing te wysig. Die DA het dit verwelkom. This was a very important case because it underscored that Parliament is the only structure that can raise taxes or impose taxes in South Africa. The minister tried to raise VAT under section 7.4 of the VAT Act, and the court has now found that unconstitutional and given Parliament 24 months to fix it. Die EFF sê dit bevestig hul argument in die staande komitee oor finansies en in die nasionale vergadering dat die magte om belasting in Suid-Afrika op te lê en te verander by die parlement berus. Intussen glo kenners dat die konstitusionele hof waarskynlik die uitspraak van die Hooggeregshof sal bevestig. Op die 7de dag sedert die eerste aanval op Iran gaan aanvalle in beide rigtings onverpoost voort.
Die Israeliese weermag sê hy het 'n ondergrondse militêre bevelsentrum in Teheran met 50 vegvliegtuie vernietig wat die opperleier glo wou gebruik. Iran het weer teenaanvalle op die Israeliese hoofstad Tel Aviv en Amerikaanse ambassades in die Golfstate uitgevoer. Die amptelike dodetal is byna 1200 wat die Iranese opperleier Ayatollah Ali Khamenei en 6 Amerikaanse soldate insluit. Intussen het die Amerikaanse president Donald Trump op sosiale media gesê daar sal geen ooreenkoms wees met Iran nie, behalwe onvoorwaardelike oorgawe. Die Israeliese weermag het gisteraand bevelsentrums en wapenstoorfasiliteite van die Hezbollah militante groep in die suide van Libanon geteiken. Hy het ook grootskaalse ontruimingsbevele vir die suide van Libanon en die hoofstad se voorstede in die suide uitgereik. Hezbollah het in antwoord hierop Israeliese burgers gewaarsku om dorpe binne 5 km van die grensgebied te verlaat. Die Verenigde Nasies het kommer uitgespreek oor die verplasing van Libanese burgers. At the moment, with these blanket massive displacement orders, we are talking here about hundreds and thousands of people. Our colleagues on the ground hear every day about the anguish that people face, about not knowing where to go, not knowing how long it will take. Obviously, this raises serious concern under international humanitarian law. Israel het missiele en hommeltuie wat die Iranese revolusionêre wag op die middestad van Tel Aviv afgevuur het onderskep. Iran het egter sy aanvalle op Amerikaanse ambassades in golflande soos Qatar en Kuwait verskerp en 'n militêre basis in Irak wat soldate van die VSA huisves geteiken. We have no option just to put an end to the existence and presence of United States in the Persian Gulf area. They do have multiple military bases, equipment, assets targeting us. Die Amerikaanse weermag het intussen bekend gemaak dat sy militêre veldtog teen Iran 'n nuwe fase betree. The president gave us another task, to raise or level Iran's ballistic missile industrial base. So we're not just hitting what they have, we're destroying their ability to rebuild. Intussen het die Amerikaanse Huis van Verteenwoordigers 'n resolusie om president Trump se aanvalle op Iran te stuit afgekeur. Die resolusie, ingevolge die Wet op Oorlogmagte van 1973, eis dat 'n president slegs die weermag in 'n gewapende konflik kan inspan indien die Kongres oorlog verklaar of magtiging verskaf vir 'n teenaanval. Die stemme was 219 teen 212 in die guns van die Republikeinse party. Alhoewel Trump nou wettig oorlog in Iran mag voer, moet hy sy aanvanklik ongemagtigde veldtog binne 60 dae opskort, waarna hy weer goedkeuring van die Kongres moet kry om die konflik voort te sit. Intussen het Maersk, 2 dienste wat die Midde-Ooste met Asië en Europa verbind, opgeskort as 'n voorsorgmaatreël om sy personeel en skepe te beveilig. Altesaam 147 houerskepe van die Deense skeepsredery is weens die spanning in die gebied in die golf gestrand. Die Dubai se internasionale lughawe het van vandag af weer vlugte ingestel met die Emirates lugredery wat beperkte vlugskedules na 82 wêreldstede soos Londen, Sydney, Singapore en New York tot verdere kennisgewing hervat het. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het kommer uitgespreek oor die uitwerking van die oorlog in die Midde-Ooste op hulplewering en voedselsekerheid. Die WGO se logistieksentrum in Dubai is tydelik gesluit wat die lewering van hulpvoorraad na ongeveer 75 lande bedreig. Die organisasie het ook onwettige aanvalle op gesondheidsgeriewe en personeel veroordeel. Die organisasie is bekommerd oor die gevolg wat die oorlog het op duisende inwoners wat op die vlug slaan. The conflict is also causing significant displacement. So far, an estimated 100,000 people have left Iran, and in Lebanon, more than 60,000 people have been displaced, and at least 1 million people may be on the move following evacuation orders in the south. The threat of nuclear facilities being impacted is also concerning.
One of our most serious concerns is attacks on healthcare. In the past week, WHO has verified 13 attacks on healthcare in the Islamic Republic of Iran and one in Lebanon. In Lebanon, evacuation orders have forced the closure of 43 primary healthcare centers and 2 hospitals. Violence has also affected the first responders, with paramedics killed and injured. Die ontwrigting van die logistieke sentrum in Dubai het gevolge ook buite die Midde-Ooste. Die oorlog tref op 'n tyd waar organisasies reeds erg afgetakel is deur onder meer die opskorting van hulpgewing deur die FSA. The system is brittle. We know that there are way fewer resources available for humanitarian operations, and some of our operations are close to running on fumes in situations with very high need. Die ontwrigting van skeepsvrag deur die Straat van Hormuz kan ook ernstige gevolge hê vir voorsieningskettinge en gevolglik voedselsekerheid. Intussen het duisende Iraniërs by Teheran se Grand Mosala moskee rou betoon vir die ontslape Ayatollah Ali Khamenei. Hulle het ook betoog teen enige onderhandelinge met Amerika en Israel. Die geestelike leier Ali Akbari het die skare tydens Vrydaggebede toegespreek. Hy het die aanvalle veroordeel, veral die op skole en spesifiek die voorval in Minab Saterdag waarin minstens 160 skoolmeisies en 5 personeellede gesterf het. 'n Gedenkdiens vind tans in Chicago plaas vir die afgestorwe eerwaarde Jesse Jackson wat op 17 Februarie in die ouderdom van 84 gesterf het. Vandag se verrigtinge word die volksviering genoem met 'n private begrafnisdiens wat môre sal plaasvind. Verskeie vooraanstaande persone sal by vandag se seremonie praat, insluitend die voormalige presidente Bill Clinton, Barack Obama en Joe Biden, sowel as die voormalige visiepresident Kamala Harris. Jackson is beskou as 'n onverskrokke burgerregte leier wie se morele visie en vurige uitsprake die Demokratiese Party en Amerika hervorm het. President Cyril Ramaphosa is een van die sprekers by môre se begrafnis. Net hierna, daar is kommer oor taksies wat uitgebrand het by die Nyanga taxi staanplek in Kaapstad en die families van die 5 mynwerkers by Ikapa Minerals in Kimberley hoop steeds dat hulle leef. Bly by ons. Taxi-operateurs en vervoerowerhede het hul kommer uitgespreek oor die 9 minibus-taksies wat by die Nyanga taxi staanplek uitgebrand het. Die taxi-vereniging KATA sê sulke voorvalle is besig om die norm te word. 5 taksies is heeltemal vernietig. Dit is nie die eerste keer dat so 'n voorval by hierdie staanplek plaasvind nie. Dit is 'n bekommernis vir taxi-organisasie KATA. Die organisasie kan egter nie bevestig of die brand die gevolg is van spanning binne die organisasie self of as gevolg van die voortdurende wetywering met Kodeta nie. We just worried nobody come forward and tell us who did this and for what good reasons. So we only relied at the police service to do their proper investigation and bring the perpetrators into book. Santaku, wat die oorkoepelende organisasie oor die taxi-bedryf is, sê die voortsleepende oorlog tussen Israel, die VSA en Iran bedreig reeds die sektor met verwagte styging van brandstofpryse. Die verlies van soveel taksies laat, volgens hulle, eienaars en operateurs in 'n uiters moeilike finansiële posisie. And then you have something like this where taxis are banned. I counted 5, and 3 of those are 23-seater buses. It's terrible, and especially given that this is happening at the same association where sometime last year around 18 taxis and buses were also banned down, and a number of people have been killed in the last 3 years. Die provinsiale departement van vervoer sê hy gaan alle nodige stappe neem om die veiligheid van pendelaars en stabiliteit in die taxi-bedryf te verseker. So ons weet nou nie heidaglik wat is die rede dat daar nou vandag dieselfde geval is nie. So ons gaan nou kyk, ek weet die mense wat nou die ondersoek moet doen, moet ongelukkig nou vir ons die ondersoek loods. En ek het ook vir die amptenare gevra, hulle moet met die mense wat ondersoek doen vra, is daar enige
betrokkenis van die vorige taksies en die huidige taksies. Niemand is in die voorval beseer nie. Vanessa Puna, SAK nuus, Nyanga, Kaapstad. Die Noord-Kaapse premier, Dr. Zamani Sol, het die voorlopige likwidasie van Ikapa Minerals as 'n ramp in 'n ramp beskryf. Sol het gepraat tydens 'n gebedsdiens vir die 5 mynwerkers wat steeds by die myn in Kimberley vasgekeer is. Die 5 is vasgekeer na 'n modderstorting meer as 2 weke gelede. Hulle het vermoedelik gesterf. Dit is 18 dae sedert die mynongeluk waarin die 5 mans vasgekeer is. Die departement van minerale hulpbronne sê hy hoop op 'n deurbraak in die volgende paar dae. Dit was 'n sienitergende 2 weke vir die families van die mans wat steeds hoop dat hulle familielede lewend uit die dieptes van Joint Shaft tevoorskyn sal kom. Ons glo en vertrou definitief hulle lewe nog en dat hulle iewers veilig weggekruip het. Die families, hulle bid elke dag. Ons hou nie op bid nie, ons slaap nie, ons eet nie, maar ons hou aan hoop en bid net dat dit vandag sal gebeur. Hulle is redelik ver al, so ons hoop en bid dat vandag die dag is, dat ons hulle kan uitkry. Ikapa Minerals het sy likwidasieproses aangekondig net meer as 'n week na die modderstorting, wat sowat 1200 mense sonder werk en sonder 'n Februarie salaris gelaat het. Die provinsiale regering het R10,000 aan die families van die 5 mans en voedselkoopbewyse vir die nou werklose voormalige werkers aangekondig. On Wednesday, the court gave the mine an order for provisional liquidation. That is a serious setback. It's a tragedy on top of a tragedy. We are now sitting with 5 workers trapped in the mud, in a shaft at the mine, and we are having now 1,100 workers who've been thrown in the streets, unemployed. They don't know where their next meal will come from. Which means this is a tragedy on top of another tragedy. We are not convinced as NUMSA that the voluntary liquidation is the process. We are convinced and we are preparing our submission to convince the judge that there's another way, which is called the business rescue. We can rescue this mine if these directors that are running this mine, they are no longer interested in running it. Then let new investors come on board and we will work with anybody that is going to make sure that the bodies are rescued and the mine is rescued. Betoog vir 'n finale likwidasie van Ikapa Minerals word op 17 April verwag. Ulrich Hendricks, SAK nuus, Kimberley, Noord-Kaap. Die presidentsie sê die voormalige premier van die Vrystaat en Cope-leier Mosiwa Terror Lekota sal 'n amptelike spesiale kategorie 2 begrafnis kry. Dit sluit in 'n volle staatseerbewys, seremoniële wagte en 'n amptelike optog. Landsvlae moet ook van môre tot die begrafnis halfmas hang. Lekota het Woensdag in die ouderdom van 77 gesterf. Vele roubeklaars bring steeds hulde aan die politieke reus. William Molete was 'n skoolvriend van Lekota en deel deernisvolle herinneringe. Hulle was albei leerlinge by die St. Peter Kelve Katolieke Skool in Moyakeng in Kroonstad. Hy sê hulle was baie goeie vriende en onafskeidbaar toe hulle jonger was. He uses to come to my place and I used to go to his place. We're like a family. I said to him, when we are going to open a law firm, it must be Molete and Lekota, not Lekota and Molete. So because if it's Lekota and Molete, people would think you are my senior. So I'm your senior. He said, no, it cannot be Molete and Lekota. It will be Lekota and Molete. Then I kept quiet because he was very stubborn. Lekota het sy bynaam Terra gekry weens sy vermoëns op die sokkerveld. The name Terra comes from Mr. Mshizana, who was our coach. He was a teacher at Magazelle. He was our coach. He gave him that name Terra
So there was another man, Khweli. His name was Harry. That teacher he's the one who gave us names. He called me Professor 11. Molete sê Lakota het hom in Desember besoek en hulle het nog 2 weke gelede oor die telefoon gepraat. Die begrafnis is volgende naweek in Bloemfontein. En dit is dan al vir vanaand. Ons wens jou 'n lekker naweek toe. Totsiens.